Liewe kind van die Here, geroepene, geheiligdes, God is hier teenwoordig. En daarom in sy naam en namens hom groet ek u met die woorde, vrede vir julle. Mag sy vrede in u lewe heers en meer word deur die werking van sy gees. Wees gegroet. God is teenwoordig. As mense in die Here se teenwoordigheid is daar gewoonlik as ons in die Bybel lees 2 reaksies. Die een is een van geweldige skok en skrik. Mense word soos dooies. Hulle val neer, hulle wil nie kyk nie. Die ander is lofliedere. En gewoonlik op die mees onwaarskynlike plekke sing die mense die lekkerste. Ons sit nou gerieflik hier in 'n kerkgebou, ons het lekker begeleiding wat vir ons help om te sing. Ons lees in die Bybel en ons gaan nog later in die jaar ook daarvan lees, dat mense in die tronk gesing het, op snaakse plekke gesing het, met groot effek en gevolge. Kom ons sing 2 lofliedere. Die eerste een is nou die vonkliedere waarmee ek so spog. Vonklied 2, en as ek reg het aan, ek dink ek dis 'n beruiming van Psalm 61, een van die psalms, kan jy so lekker onthou nie. Een van die psalms wat hulle herskryf, want ons sing nie baie psalms nie, ons sing min. Kyk maar in die Bybel, in die liedboek, hoe min psalms ons regtig lekker hartlik kan sing. En hulle help ons 'n bietjie met beter wysies, meer bekende wysies, makliker singbare wysies. In Vonk 2, lied nommer 2, een van hulle, daar is oor die 500 van hulle. Dan gaan ons ook liedboek 421, ook 'n baie bekende lied vir ons, gaan ons ook met mekaar saam sing, daardie 2 liedere gaan ons met mekaar saam sing. Kom ons begin, ons staan, ons sing Vonk lied 2 en daarna liedboek 421. As u Bybels by u het, kan u oopmaak op bladsy 138 van die Nuwe Testament by Handelinge 1. Ons gaan vanmôre eers rustig deur hierdie gedeelte lees. So hier en daar gaan ek net 'n opmerking maak, want ek net nou later wil terugkom nie. En dan gaan ons met mekaar saam bid en ook 'n gebed saam sing. Ek het nou daar opgeskryf, ons lees van vers 15 af. Ek wil net so om die verband 'n bietjie op te tel, so van vers 12 af by mekaar lees. Waar was die mense? As jy die Bybels oop het, as jy dit nie oop het nie, kan jy rustig volg. Die disippels, die hemelvaart is net afgehandel. Die Here sê, gaan Jerusalem toe, wag daar vir my. Ek gaan vir julle die trooster stuur. Gaan wees rustig en by mekaar, ondersteun mekaar daar. Nou luister die mense wat daar was, ons lees, daarna het hulle van die berg wat as die Olyfberg bekend staan en wat dig by Jerusalem was, 'n Sabbatsrit ver, teruggekeer na Jerusalem. Toe hulle daar aankom, het hulle opgegaan na die bovertrek waar hulle gebly het. Petrus en Johannes en Jakobus en Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakobus seun van Alfeus, Simon die Zeloot en Judas die seun van Jakobus. Hulle het almal eensgesind in gebed volhard en dan half ongemerk saam met die vroue en ook saam met Maria, die moeder van Jesus en sy broers. En daardie dae het Petrus tussen die broers opgestaan en daar was ongeveer 120 mense bymekaar. Nou, die 120 is waarskynlik 'n simboliese getal. 120 is 12 maal 10. 10 beteken klaar, dis verby is. 10 dae, 10 vingers, 10 tone, 10 is afgehandel, 10 gebooie. 12 is natuurlik die 12 stamme, Ou en Nuwe Testament, 10 maal 12 gee vir 120. So eintlik wil Lukas sê die hele kerk van daai tyd was volledig daar. Al 120 van hulle. Dit was die kerk. Die embrio, die eerste, die begin van die kerk was daar teenwoordig. Ongeveer 120 mense. En hy het gesê, broers, en jy het nou gehoor, hy praat van die susters, ek kry so baie raas, as ek die vroue uitlaat. Ek is in 'n kommissie by die algemene sinode wat vreedelike sterk vroue predikante ook het. En ek kry amper elke vergadering raas soveel so, dat ek nou die dag met hulle geraas sê, nee, shut up, julle weet, ek bedoel julle ook. Ek het julle nie uitgesluit nie, maar ek bly vergeet om te sê susters. Hulle wil eintlik hê ons moet sê susters en broers. Nou die van die wat bevryde vroue is, susters is ingesluit. As jy 'n Bybel praat van broers, dan susters ingesluit daarbey. Dis almal wat aan die nou luister of lees daar. So broers en susters. Die skrifwoord moes vervul word wat die Heilige Gees vroeër by monde van Dawid oor Judas uitgespreek het. Hy het vir die mense wat Jesus gearresteer het, as gids opgetree. Aangesien hy een uit ons geleedere was en deel gehad het aan ons bediening. Hy het mos 'n stuk grond aangeskaf uit die geld wat hy as beloning vir sy bose dade ontvang het. Hy het egter vooroorgeval, in die middel oopgebars en al sy ingewande uitgepeel. Jo, gruisam. Ek weet nie wat presies hy mekeer het nie, dat is nie heeltemal seker nie. Dit het onder al die inwoners van Jerusalem bekend geword, met die gevolg dat daardie stuk grond in hulle eie taal as Akeldama bekend staan.
Eintlik staan dan die Hebreëse woord G wat so sagte G daar mag bekend staan, dit is bloedgrond. Want daar staan in die psalms geskrywe, laat sy woonplek verlate word en laat geen inwoner daarin bly nie. En laat 'n ander sy amp as opsiener oorneem. Daarom het een van daardie manne wat die hele tyd saam met ons onderweg was, terwyl die Here Jesus onder ons gekom en gegaan het, van die begin af, van die doop van Johannes af, tot op die dag dat hy van ons opgeneem is, saam met ons as 'n getuie van sy opstanding optree. Hulle het toe twee voorgestel. Josef, bekend as Barsabas, wat ook Justus genoem is, en Matthias. Daarop het hulle soos gevolg gebid: U Here, wat almal se harte ken, wys u uit hierdie twee die een aan wat u gekies het, om die taak van hierdie diens van apostel oor te neem, waarvan Judas afvallig geraak het, en om na die plek te gaan wat hom toekom. Toe het hulle geloot, en die lot het op Matthias geval, en hy is daarop by die 11tal gevoeg. Ons lees vanmôre die woord van die Here, hierdie half onbekende, bietjie ongewone stukkie geskiedenis, lees ons met mekaar saam, om dit dan net nou, as die Here wil, ook te oordink. My broer en suster, verlede Sondag was biddag vir Afrika. Dit het half ongemerk verbygaan, baie min publisiteit gekry, maar daar was 'n skrywe dat mense op daardie dag in ons kerke in eredienste, ek dink van die Engelse kerke dalk 'n bietjie meer gemaak daarvan, dat ons moet veral bid vir die vasteland waarop u en ek almal woon en 'n lewe wil maak, Afrika. Ons is almal 'n bietjie moedeloos, 'n bietjie gefrustreerd, selfs 'n bietjie kwaad omdat die ons land en ons omgewing lyk soos hy lyk. Net gister sê my vrou toe ek op 'n sekere plek hier in Hartswater in die dorp afdry, sê en hulle wil so werklik waar vir Hartswater nomineer as dorp van die jaar. Dit is nou sagkens gestel, die frustrasie wat ons mee het met die land waarin ons bly. Ons het nou net klaar grommetjies geoes, dankie Vader tog daarvoor. En een van die mense wat vir ons gewerk het, hy en sy vrou was net 3,5 dae daar. En Alfred doen die betalings vir elektronies, en party van hulle is nogal, dis vir hulle vreemd om geld op 'n bankrekening te kry, ons nogal begin en daar moeilikheid gekry. En die enkele een van die klomp mense wat ons gewerk het, Tatu en Tabiseng, die man en vrou, hy bel my gistermiddag. Hy sê, ouma, as ek wil net vir jou sê, baie dankie, ek het my geld gekry. Mag die Here jou seën. Het hy dit gesê, hy weet niks van my af nie. Ek was net vir 'n paar dae sy werkgewer dalk. Die kerk is hier. Hier is gelowiges. Hier is nog altyd goeie stories. My vrou se suster, heel wat ouer as sy, sigbaar ouer as sy, staan by 'n winkel in Kimberley met 'n paar inkopies. 'n Swart vrou agter haar sê, mevrou, kan ek vandag jou kredietniersware vir jou betaal? Sy sê, nee, ek het geld, ek is alright. Sy sê, nee mevrou, ek wil dit graag vir jou doen. En sy betaal haar kredietniersware vir haar. My broers en susters, hier is nog goeie stories, want die kerk is hier, en die kinders van die Here is hier, en ons moet dalk mekaar meer raak sien, en meer krag put, uit saam wees, en saam bid, en saam glo. Ons kan en moet 'n verskil maak. En daarom moet ons bid vir Afrika, daarom moet ons bid vir mekaar, en dis die voorbeeld selfs voor die uitstorting van die Heilige Gees, dat die mense bid, en dat God voorsien. Iemand, 'n leier, uitkoms, 'n nood, wat ook al my behoefte is, dalk bid ons bloot net te min. En daarom gaan ek u uitnooi, ek gaan vir u voor in 'n kort gebed, maar ek wil hê daarna moet u opstaan as ons hierdie lied sing. Om u deelname ook en die gewilligheid om ook vir ons eie vasteland te bid en dit aan die Here op te dra. Dat die Here se woord en sy genade en sy liefde en vrede sal toeneem in ons land. U weet natuurlik dat die land waarin die Christendom die vinnigste groei op die oomblik is China. Oud kommunistiese China, wat nog steeds kommunisties is eintlik. Die land waar die Christendom die tweede vinnigste groei is Nigerië.
Afrika land. Ons kan nou skouers optrek as ja, maar wat is die kwaliteit van die Christendom? Dit maak nie saak nie. Dis mense wat die woord van die Here aanvaar en hulle geloof in Jesus as verlosser bely. Al is dit gebrekkig, nomineel, voorlopig. Die kerk groei. Daarom is dit die moeite werd om ook te bid vir ons eie vasteland in Afrika. Kom ons bly sit rustig. Ek gaan vir die voor in 'n kort gebed dat die Here met ons sal praat uit sy woord en ons gebede sal hoor. En dan vra ek u om saam met baie Christene in die kerk in ons land en daardie pragtig aangrypende lied te bid dat God sal dink aan Afrika. Kom ons raak stil. Onse Vader, U is ons Vader, want Jesus Christus het gesê, hy is nou ons broer. En Jesus is nou by U. Ons staan met ons een voet klaar in die hemel, want ons oudste broer, met die naam van Jesus van Nasaret, is reeds daar by U. Want hy is God, U seun ook. En daarom mag ons die onuitspreeklike uitspreek. Mag ons die ongewone heel gewoon doen. Mag ons die verbode naam gebruik en U aanroep as Jahwe. Die een wat is en wat was en wat weer kom, die een wat nou teenwoordig is. U die almagtige skepper en onderhouer van U skepping. Ons hier op Hartswater, klein klompie mense, aanbid U en roep U aan. Ons kom buig voor U met al ons behoeftes. Ons kom buig voor U met ons vrese, met ons troosteloosheid, met ons pyn en met ons hartseer. En ons kom vra vir U, kom ontmoet ons in hierdie erediens, maar ook in ons lewens, elke dag. Ons bring aan U die lof en die eer vir die son wat opgekom het vanmôre, vir die koue van die winter wat nader kruip, waarmee ons kan weet, alles is reg. U is waarlik die onderhouer van U skepping. En ook vir die toekoms, kom gee ons vanmôre ons volle vertroue aan U. Want U wat alles beheer en in die hand hou, U is ons Vader wat sal sorg vir die dag van môre. Daai dag wat ons vrees, daardie ongelukke wat dalk op ons wag, die siekte waarvoor ons nie voorsiening maak nie, die teenspoed en onreg wat ons mag tref. U sal ook dan nie vir ons in die steek laat nie. Daarom bid ons vir U en loof en prys ons U naam, want U is die God van alle tye en ook die bron van ons troos en vrede in die lewe en ook daarna. Dankie vir U woord. Dankie dat ons dit kan lees en kan leer daaruit. Dankie vir die gawe, die uitnodiging om met U te praat en tot U te bid. Leer ons bid, Here. Leer ons bid dat U koninkryk sal kom. Dat U wil sal geskied. Dat U naam geheilig sal word. Dat ons beskerm en bewaar sal word teen die bose en teen versoekings. Dat ons elke dag sal ontvang dit wat ons nodig het, ons daaglikse brood. En dat U ons God en Vader sal wees in U almag, vir altyd en vir ewig. Mag U naam geheilig word. Aan U die eer. Hoor ons dan, as ons saam bid in 'n lied, vir ons land, vir sy mense, en die stukkie van die wêreld, hierdie stofkolletjie wat ons aarde noem, hierdie kontinent van Afrika. Hoor ons gebed, Here, en word geheilig. Amen.
Die gedeelte wat ons vanmôre gelees het, is so 'n bietjie vreemd. Ek weet nie vir u nie, maar vir my was dit 'n bietjie vreemd om opnuut daarna te kyk, want 'n mens ervaar gewoonlik hierdie gedeelte, my broer en suster, as so half 'n tussenspel. Die hemelvaart het nou plaasgevind. Die disippels is diep onder die indruk van wat nou net gebeur het. En nou is hulle gehoorsaam terug Jerusalem toe. Hulle het waarskynlik weer daar in die bo vertrek waar die passe aangestel is, daar iewerster, miskien gou draai by die huis gaan maak. Ons weet nie presies wat het gebeur nie. Maar nou wag hulle op die trooster. Die Here het beloof dat hier gaan nog 'n ding gebeur. Hulle moet net daarvoor wag. Dis amper daar. En dan vertel Lukas vir ons weer 'n ander storie, maar as jy opgelet het, hy's nogal slim. Hy vertel nie die storie uit sy eie mond nie. Hy stel vir Petrus aan die woord. Het jy dit raak gelees? Daar staan in daardie dae het Petrus tussen die broers opgestaan. Daar was ongeveer 120 mense bymekaar en gesê: broers, die skrifwoord moes vervul word. Hy stel vir Petrus aan die woord. So die hele stuk wat nou volg is eintlik 'n toespraak van Petrus. Die ou grootbek wat alweer eers te praat. En die hele Handelinge boek is deurspek met toesprake en optredes van Petrus. Hy was 'n geweldige sterk leier. En is eintlik heel ironies dat juis Petrus hier aan die woord is. En juis Petrus die hele verlies en trauma wat Judas veroorsaak het, moes hanteer. Dit beklemtoon op 'n sekere manier die rol wat leiers speel. Here Jesus het vir Petrus gesê: "Maar ek gaan jou gebruik, gaan pas my skape op." Toe Petrus in trane uitgebars het toe die Here vir hom 3 keer vra: "Het jy my lief?" En hy eintlik die verloning wat plaasgevind het uitgevee het en vir Petrus aangestel het om hoof van die kerk te wees. Die Rooms-Katolieke Kerk vat natuurlik hierdie leierskap van Petrus baie verder. Hulle glo dat die paus die opvolger van Petrus is. Dis die apostelambt wat eintlik voortbestaan en dis ook om hulle so geweldige groot ding maak van die ambt van die paus. Ons maak baie minder daarvan. Ons aanvaar dat die ambt van apostel opgehou het, dat dit 'n tydelike ding was, want u het ook raak gelees, ek gaan dit net gou weer vir u herhaal, wat die vereiste is om 'n apostel te kon wees. Daar's kerke, genootskappe, geloofsgemeenskappe wat glo dat die apostelambt steeds bestaan. Ons sê dis bloot nie moontlik nie. Daar's ander ampte, die hele Nuwe Testament is vol daarvan. Die ampt van leraar, van ouderling, van diaken. Interessant, mense moet eintlik omdraai. Die eerste ampt wat formeel ontstaan het, was die ampt van die diaken. En ons plaas hom altyd onderaan die lysie, terwyl die diaken die heel belangrikste ampt en leiersposisie in die kerk is. 'n Paar interessante opmerkings, ek weet nie of jy dit raak gelees het nie, wat my bygeval het toe ek hierdie gedeelte lees en 'n bietjie nalees daaroor, is hoe dat Petrus die Bybel gebruik. Onthou, kinders, die Bybel bestaan in daai tyd. Hy was nog nie, die Nuwe Testament was besig om geskryf te word, maar die Ou Testament was die Bybel. Jesus het die Ou Testament gebruik. Dit was hulle Bybel van daardie tyd. Om die waarheid te sê, hy het vir 'n hele klompie eeue reeds bestaan toe Jesus mens geword het. En dan haal hy aan uit die Psalms. Hy sê letterlik, soos daar in die Psalmboek geskrywe staan, jy moet dit weer gaan lees, en hy haal aan, as ek reg onthou, uit Psalm 46, 69 en 109. Nou as ons die Psalm gaan lees, jy lees nou wat hy hiervan maak, dan wil ek vir u sê, hy sal die eksamen in die kweekskool nie deurgekom het nie. As dit die manier is, ons die Bybel moet gebruik, gaan jy vra hê. Maar dis die Bybelskrywer se reg. Hulle het 'n besondere manier, die Nuwe Testament self, het 'n ander manier, hoe om die Bybel te gebruik. Ons sê nee, jy moet gaan kyk wat het die skrywer oorspronklik bedoel, wat was die boodskap, en dan moet jy daai boodskap vertaal sodat ons dit vandag kan verstaan. Ek dink nie Dawid toe hy Psalm 46 geskryf het geweet van Judas nie. Maar wat hy sê van Judas, maak Petrus van toepassing tereg. Maak Petrus van toepassing op Judas. Ons sê nie, dit is soos ons die Bybel moet gebruik nie. Ons sê, die Here self, deur sy Gees, het die skrywer van die Nuwe Testament gebruik, sodat ons telkens sien hoe dat daar goed wat ons nooit andersins so sou verstaan nie, van toepassing maak op Jesus of op ander mense. Die tweede ding wat mense opval as jy die gedeelte lees, is dat dit in hoofsaak gaan oor Judas. Ek dink ons kan ons nouliks indink die trauma wat hierdie geskiedenis veroorsaak het, dat hierdie vertroueling, die beursiedraer, die ouditeur, die een wat hulle juis moes vertrou tussen die 12 disippels, die verraaier was. Hulle het waarskynlik nog 'n bietjie aan 'n bomskok gelei. Die groot woord is posttraumatiese stres. Ek dink dit was nog deel. Hulle kon dit nog nie lekker verwerk nie. En wat in hierdie gedeelte gebeur, is dat hulle hierdie ding verwerk
en agter hulle plaas en aanbeweeg. Net nou 'n kort toepassing daaroor. En toe kies hulle vir Matthias. Josef word ruim aan ons voorgestel. Het jy dit opgelet? Josef, seun van die van daai van daai. Sy naam van amper sy hele herkoms word ons gegee en Matthias. Net sy naam word genoem. En my waarlik, daar kies hulle toe vir Matthias. En nie hoe nie, deur te dobbel oor sy naam. Hulle het die lood gewerp. Ek wonder of jy weet dat daar in die Ou Testament ongeveer 64 keer na die werp of die werking van die lotwerping, die gebruik om 'n loodjie te trek of om die lot te werp. In ons gereformeerde tradisie is dit mos nou amper 'n doodsonde. Kyk, jy mag nie jou vrou verneek nie, maar die tweede ding wat jy nie mag doen nie, jy mag nie dobbel nie. Dis 'n verskriklike sonde gewees lank, terwyl die Bybel eintlik nogals dit het heel algemeen aanvaar. Om die waarheid te sê, dit was 'n instelling deur die Lewiete. Om die waarheid te sê, hulle 2 bokke gekies by die heel belangrikste offer op die groot versoendag, het hulle 2 bokke gebring. En dan moes die priester 'n loodjie trek om te kies watter bok word geslag. En watter bok word die woestyn ingejaag met die volk se sonde. Stomme bok. As hy verloor is hy dood. Die lot is redelik bekend. Nou, ek dink ons moet oppas dat ons nie die Here beperk nie. Ons moet baie keer met ons eie slimmigheid en ons verstaan die Here so beperk. Die Here kan op enige manier werk. Die Here gebruik sondaar mense. Om die waarheid te sê, die Here gebruik ironies baie dikwels die grootste ongelowige sondaar mense tot sy voordeel, tot heil van sy skepping, tot voordeel van sy kerk selfs. Ons mag God nie beperk nie. Nie met ons slimmigheid nie. Hulle het gebid, toe die lot gewerp. En die lot het op Matthias geval. Nog iets wat ons opval is, dat die laaste wat ons hoor van Matthias. Daar was meer apostels. Daar was meer mense wat vir Jesus geken het. Om die waarheid te sê, op 'n stadium met Jesus 72 volgelinge uitgestuur om sy naam te gaan verkondig, as jy die evangelie reg onthou. So daar was nog mense. En waarskynlik was hierdie mense een van hulle. Maar Matthias word dikwels genoem die onsigbare apostel, want ons hoor nooit weer van hom nie. En daarom 'n volgende idee, 'n verhaal wat u dalk ook al gehoor het, is dat daar sommige kenners is en teoloë en mense in die geskiedenis wat gesê het, Petrus, jy was te haastig. Nou weer soos gewoonlik, is jy oordadig en jy hollende dinge wat jy eers bietjie moes kans gegee het om af te koel. Die Here het iemand klaar in gedagte gehad. Daai ou wat die Here in gedagte gehad het, sy naam was Paulus. En jy het nou voortydig het jy gegaan en jy wou die 12 weer volmaak. Die Here het Paulus in gedagte gehad. En Paulus was eintlik die apostel, maar Paulus kon nie 'n apostel wees soos hierdie mense nie, want hy het aan die vereistes nie voldoen nie. Wat is die vereistes? Die vereiste waaraan 'n apostel moet voldoen, dit moet iemand wees wat saam met die res van die apostels in daai groep saam met hulle gewees het vir min of meer 3,5 jaar. Wat by was toe Jesus gepraat het en hulle onderrig het. Wat by was toe Jesus deur Johannes die Doper gedoop is. Wat by was toe Jesus gekruisig is. Wat by was toe Jesus opgestaan het uit die dood. En wat 'n getuie was, by was toe Jesus in die hemel opgeneem is. So dis redelik 'n streng vereistes. Ek wil amper sê, ek dink nie daar's vandag iemand wat leef, wat dit beleef het nie. Daarom dink ons, en ek dink ons is op goeie grond as ons sê, die apostelambt was eenmalig. En toe hulle gesterf het, en die laaste een wat sterf, was die jongman Johannes, op 'n gevorderde ouderdom, toe die apostelambt gestop. En die Here vertrou sy werk en die leierskap van sy kerk aan ander mense toe. En daar is ook van hulle in hierdie gemeente en oral op die aarde. Wat is die les? Wat is die boodskap wat ons in hierdie gedeelte kan put? Die oorweldigende boodskap is dat die Here mense gebruik. Die ironie dat die verloenaar Petrus homself aanstel om oor Judas die verraaier te praat, dat 'n mens byna van die lag uitbars. Petrus, jy's die laaste ou wat kan praat. Jy het die Here verloon. Jy's net so skuldig soos Judas. Maar wat Petrus doen, is om op te staan, sy vergifnis te omarm, en sy werk te begin doen waarvoor die Here hom wil hê. Hy reageer op die roeping wat die Here vir hom gegee het.
Maar bo alles, en dis hoekom die name doelbewus genoem word in hierdie gedeelte. Lukas skryf nie in sy boek Handelinge sommer net die apostels nie. Hy noem hulle met moeite by die naam, hy sit by sommige, hulle vanne by, sodat ons nie moet twyfel oor wie hulle was nie. En hy sê, ja, Petrus, jy's een van hulle. Hy noem hulle, gaan lees weer die lys van name, hy sê, Petrus, Johannes, Thomas, die ou twyfelaar, hy kon ook gesê het, Piet, Gert, Klaas, Maria, Martha, Salome, hy kon ook gesê het, Tabitha, Susan, Ina, Rina, julle, jy, hy noem die mense by die naam, sodat hy vir ons nie een stukkie wegkryplek gee nie. Dis vir u en my. Dis mense soos u en ek, wat die Here gebruik in sy kerk. En in hierdie geboorte oomblikke van die kerk, is dit maar doodgewone sondaar mense, niks anders as u en ek, wat hy oproep en sê, kom staan regop. Aan julle gee ek mag en krag, aan julle gee ek die gawes en die geleenthede, om leiers te wees, om my kinders te wees, om lidmate van my kerk te wees. Soms word ons geroep, soms word ons gekies en aangewys, hier het die lot gebruik, soms word die Here op 'n ander manier gebruik, ek dink ons het 'n puitmanier, en daarom elke keer voor ons iemand in 'n ampt kies, word daar gebid in hierdie tradisie. En my broer en suster, as die Here vir ons roep, en ek is 'n bietjie bekommerd daaroor, dat mense dit so maklik afmaak, nee, ek het nie nou tyd, ek het nie nou lus nie, as hy gekies word in 'n leiersposisie in die kerk. Gelukkig maak die meeste mense nog groot erns daarmee. Baie keer in my lewe het ek ervaar, as jy iemand vra, is jy beskikbaar om 'n ouderling te wees? Is jy beskikbaar om 'n diaken te wees? Dan sê ek, oom, nee, asseblief, ek is baie besig. Dan kom ek by die kerk en sê ek dink daai is reg. Kies hom. As hulle nie my wil nie, hy sê hy is nie geskik, en dan kies ons hom, en dan sit 'n ander ding. As jy gekies word, is dit die Here se roepstem. Op dieselfde manier as wat die lot op Matthias geval het. Dis 'n bietjie anders om te sê, ja, ek is beskikbaar, of nee, ek is nie beskikbaar nie. Dis iets anders as jy sê, die kerkraad, 'n vergadering wat in die naam van die Here het gebid het hieroor, het jou gekies. Soms is dit 'n klein dingetjie wat ek moet doen. Soms moet ek dalk net iets vir iemand doen, of sê 'n klein dingetjie. Dis ook 'n roeping. Dis ook iets waarvoor die Here my praat. Die Here roep elke dag, ek wil amper sê elke oomblik, mense in sy diens. Gewone mense. U gaan nie 'n ander mens word om vir die Here te kan werk nie. Die Here gaan vir u, soos wat u is, gebruik en roep om vir hom te kon werk. 'n tweede boodskap wat ek vind in hierdie gedeelte wat ek met u wil deel vanmôre, is dat ons moet leer om met die verlede klaar te maak. Hoeveel van ons se toekoms en se lewensgeluk word verwoes deur die Judasse in ons lewens? En ek sê dit uit eie ervaring, my broer en suster, dat mense wat jy vertrou, wat naby jou staan, jou oneindig seermaak en teleurstel. Baie van u dit beleef. Iemand vir wie jy baie lief was, wat jy baie sterk vertrou het. En dan vind jy uit, hy is eintlik 'n verraaier. Ons moet leer om klaar te maak met gister. In die woorde van oorlede Dr. Pinaar, want gister se bitterheid steel vandag en môre se geluk by my. Die disippels en Petrus neem leiding om klaar te maak met Judas. En hy sê 'n bitter ding, hy sê hy is waar hy hoort, hy is hel toe. Interessant, daar's verskeie verhale. Party sê hy het hom opgehang terwyl die verhoor van Jesus nog aan die gang was. Dat hy homself gaan ophang. Hy het die geld gaan teruggee. Party sê Judas het eers die grond gekoop en toe het hy dood gegaan. Daar's 'n nabybelse skrywer in die naam van Papias wat sê, dit strook nogal met die een verklaring dat hy oopgebars het. Hy sê hy het 'n siekte gekry en so groot opgeswel dat hy gelyk het soos 'n perdekar. So groot het hy opgeswel. Dis die lot wat hom getref het. Wat dit was, weet ons nie. Wat ons weet, hy het 'n aaklige dood gesterf, vol selfverwyte dat hy die Here verraai het. En nou kom Petrus en hy sê, dit was Judas. Hy is waar hy hoort. Ons maak daai boek nou toe en ons kry iemand in sy plek. En ons gaan werk vir die Here. Ons gaan haal die geluk en die toekoms wat vir ons wag. Ons moet leer om met ons verlede
klaar te maak, sodat dit nie die dag van vandag en die dag van môre se geluk van ons steel nie. 'n Laaste idee wat ek net by u wil los in boodskap uit hierdie gedeelte. Die Here sorg vir leiers. Aangrypend dat ek 'n stille getuie kon wees van leiers wat in hierdie gemeente opstaan in hierdie tyd. En wat uitstekend werk doen. En ek praat nie van 2 of 3 mense, ek praat van 50, 60, 100 mense wat deelneem aan die beroepingsproses en dit waarmee op die oomblik aan die gang is en waaroor ons almal baie opgewonde is. Dis my ervaring dat die Here in elke organisasie en elke plek, selfs in die politiek, soms mense voorsien. Mense met wie ons soms dikwels nie saamstem nie, maar wat by terugskouing dalk tog die regte mense was om op 'n manier te kom daar waar ons moet wees. Ons kan kritiek hê. Ons mag neersien. Ons mag selfs kwaad word vir ons leiers. Maar een ding wat ons nooit moet nalat nie, is om te bid vir hulle. Wanneer laas het u gebid vir ons staatspresident? Wanneer laas het u gebid vir Putin en Zelensky en Donald Trump? Wanneer laas het u gebid vir Julius Malema? En ek sê dit met skaamte. Ons lees in die Bybel dat ons leiers aan die Here moet opdra. Niks, maar niks gebeur per toeval nie. God is met sy kerk en met sy skepping en met u en my op pad. En dis die groot les uit hierdie gedeelte. Hier waar die kerk in sy kinderskoene staan, die tyd voor die geboorte van die kerk met Pinkster, dat die Here leiers aanwys en roep en bemagtig en toerus om sy werk te kom doen. En daarom wil ek afsluit met die vraag: is ons dalk om een of ander rede onbetrokke? Kan dit wees? Hoor ons nie die Here se roepstem nie? Wil ons nie na die Here se roepstem luister nie? Uiteindelik is elkeen van u en ek, klein en groot, as ons lidmaat is en die Here Jesus se naam bely, is ons gestuurdes. Ons hoef nie meer aan al daardie vereistes te voldoen nie, maar ons ken die Here Jesus van die kerk, die hoof van die kerk. En daarom is ons gestuurdes om vir hom te gaan leef en te gaan getuig. En jy moenie bang wees nie. Moenie skrik en die klits 'n bietjie kwytraak as 'n elektriese installasie ontplof en my aantekeninge doodraak nie. Jy moet begrip hê daarvoor. Jy moet begrip hê daarvoor dat dit soms moeilik is om vir die Here te praat onder moeilike omstandighede, daar waar dit nie verwag word nie. Maar jy hoef nie altyd te praat nie. Jy ken die aanhaling van iemand wat gesê het: ek is dag en nag, 24 uur van elke dag 'n getuie van die Here. En net soms, as dit nou regtig nie anders kan nie, mag ek maar en kan ek maar 'n paar woorde daaroor sê. Gaan wys vir die wêreld. U ken die Here Jesus. U hoor sy roepstem en u is deel van die kerk. Ons het die wonderlike voorreg dat ons kerk kan wees. En Christus bou sy kerk met u en my, al sleep hy soms vir ons kermend en skoppend saam. Hy bou sy kerk. Kom ons word deel en bly deel daarvan. Ek dink dis die les uit hierdie toespraak van Petrus. Mag ons daarin deel en deelneem elke dag. Aan die Here wat ons vertrou, al die eer. Amen.